Goeienaand. Ek gaan vanaand besonder goed met julle en welkom op ons hemelvaartdiens. Nog 'n paar net klein tegniese goed noem. Dit is die gebruik in die gemeente, soos dit aan my oorgedra, dat ons tydens Pinkster 'n nuwe lied aanleer wat ons aan die oggend nou ook gedoen het vanoggend, en die lied wat Jacques nou 'n paar keer gespeel het, is half die melodie al in die agtergrond. Wat geskryf is baie onlangs deur wat jy dit sal noem, die samewerkingsspan Nuwe Lof, en die lied is Ons bring aanbidding Here, en hy gaan na die preek wees, soos wat hy dan ook tydens Pinkster elke keer na die preek gesing gaan word. En dan die ander klein ding om te noem is dat jy sal sien die seëngroet wat direk na die fotum gaan wees is interaktief. So wat jy dalk nou nog gemis het, saam met my, daar staan voorganger, dit is ek, daar staan gemeente en dit is julle, en dan lees ons dit ook net saam. Probeer nou dink of daar nog iets is, vanoggend was daar meer, ja, okay, as enig iemand iets onthou. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil, dan raak ons bewus van God se teenwoordigheid, en dan gaan ek ook vir ons 'n fotum lees, en daarna sal die interaktiewe seën wees. So kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Ons lees in die boek Hebreërs dat Paulus van skryf, hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord, en nadat hy die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van God die majesteit in die hoogste. En dit is dan ook die belofte waarmee ons vanaand hier inkom, dat Jesus opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. En dan vra ons net blaai na die skyfie daar. Is ons die rekenaar of die program? Ekskuus Lida, as julle daar in PowerPoint in of in Free Show? Is dit in PowerPoint? Kan jy daar uit die PowerPoint uit gaan net oorskakel na die program met die pink icon? Dan kan ons kyk as ek my knoppie druk. Ekskuus, dit het voor die tyd gewerk. Daar so, blaai ons lekker aan. Okay, ek gaan weer vir ons hierdie lees. Dit is in die gejaagde wêreld. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord, en nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogstes. Soos ek gesê het, is dit ook die rede hoekom ons hier bymekaar is vanaand, en die belofte dat hy sit aan die regterhand van God. En daarom groet ons mekaar ook hierso, en ek sê vir julle, die Here is met julle. Hy skenk sy vrede aan julle. Genade en vrede vir julle van God die Vader en van God die Seun en van God die Heilige Gees.
Amen. Ons gaan nou staan, dan gaan ons 3 liedere sing, in die hemelse Heer, Shout to of Men of Faith, en dan die derde een kan ek nie onthou nie, maar die lied daarna, direk daarna, gaan ons dan ook bly staan vir die apostoliese geloofsbelijdenis, en daarna kan almal gaan sit.
Lei dan ook onder ons geloof saam in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vandag is Hemelvaart en vroeër in sommige van julle lewens, maar nog nie in myne nie, was dit ook 'n openbare vakansiedag. Maar vandag is dit in die middel van die week, glad nie 'n vakansiedag nie, 'n baie gejaagde tyd. Ek het so 'n bietjie heimwee wat ek beleef as ek die kinders sal agter sien, want ek onthou ons ook tydens Hemelvaart en Pinkster ons komberse gebring het en geslaap het in die kerk. Ek dink dit slaap in die kerk loop so op 'n spektrum, as jy jonk is en as jy oud is, maar verder sê ek niks nie. Maar ja, en in hierdie gejaagde wêreld is dit maklik dat ons die diepte van hierdie gebeurtenis kan mis, want dit is nie net sommer nog 'n dag nie, ons vier iets baie belangrik. En wat ons vier hierso is 'n troonbestuiging. Jesus het opgevaar na die hemel, is in die wolke opgeneem, en wat hy gaan doen het toe hy dit gedoen het, is hy het aan die regterhand van God gesit. So daarom as ons bely dat hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, bely ons dat hy koning is. En een van die maniere wat my help om die prentjie te beleef, is die fliek Lion King. Ekskuus, is al kringfluit op my. Sal ek net
klein bietjie sagter, is Lion King. En aan die einde van Lion King, wanneer daar nou die hele oorlog was en almal het beklei, dan stap Simba hier teen die klip op, teen Pride Rock op en dan reën dit. En dan gaan die wysie ta da da tam pam pa da da, soos wat hy nou hier mooi stap en dan brul hy. En na die brul eindig die hele fliek en dit is dan 'n teken dat hy die oorwinning behaal het, dat hy sy plek as koning inneem. En soortgelyk is Jesus se hemelvaart die plek waar sy oorwinning beseël word. Hy het gesterf aan die kruis om ons sondes te vergewe en hy het opgestaan uit die dood om die bose te oorwin en nou bestyg hy sy troon as die koning van die heelal. En dan saam met sy troonbestuiging stel hy amptenare aan. Hy stel mense wat in sy koninkryk werk en hy gee hulle 'n spesifieke opdrag en 'n spesifieke naam. Hy noem hulle apostels. En ons as onderdane van Jesus wat ook onder hierdie amptenare, onder die apostels staan, vir hierdie opdrag wat hy vir sy apostels gee is vir ons ook belangrik. En daarom gaan ons vanaand kyk na Matteus 28 vers 16 tot 20. Ons gaan die 3 pilare sien, die 3 gedeeltes waarop hierdie teks gebou is. Die eerste een is dat daar opdrag gegee is om disippels te maak en dan word daar gesê deur hulle te doop en dan ook leer hulle om alles te onderhou. So ons fokus op hierdie woorde disippels, doop en onderhou. Met dit in gedagte, kom ons sluit die oë. Here, ons God en barmhartige Vader, ons kom vanaand as gebroke sondige mense na U toe. Ons bely ook ons sonde en afhanklikheid voor die Heilige Majesteit. Here, ons voel berou en smart, ons is geneig tot alle kwaad en maak dikwels foute. Here, as U wou, kon U, as die hemelse regter, die volmaakte regter, oordeel oor ons en ons veroordeel tot in ewigheid, maar in die genade en barmhartigheid, die beloof om ons te red, en daarom bid ons, so saam met Dawid, ontferm U oor ons. Ja, Here, ontferm U oor ons as die allergoedertierenste God en Vader, die God van goedheid. En vergeef ons van al ons sondes ter wille van die kruisdood en volmaakte offer van U Seun Jesus Christus. Geef vir ons genade deur die Heilige Gees dat ons harte vernuwe en vir ons die wil gee om goed te doen. Mag ons deur die lyding onsself verloon en daagliks ons sondige self afsterk. Wek in ons nuwe lede deur die opstanding van die Seun Jesus Christus wat die dood oorwin het. Gee ons ook volgens U genade die vermoë om die goddelike en heilige woord reg te verstaan, sodat ons daaruit kan leer en al ons vertroue alleen op U kan stel, van enige skepsels kan aftrek. Laat ons ook die genade van die woord ontvang en daardeur die ou mens met al sy begeertes van dag tot dag meer kruisig en laat ons onsself offer as 'n lewende dankoffer aan U tot eer van U naam. Daarom bid ons ook vanaand saam, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Begeleidingsgroep kan maar gaan sit. Die volgende lied gaan direk na die preek wees. Dit kom opgesit. Ekskuus dat ek julle nie vroeër gesê het nie. Ons gaan kyk na die 3 punte van maak disippels, doop en onderhou aan die hand van Matteus 28. En daarom luister ons dan ook saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Matteus 28 vanaf vers 16. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarin Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding
van die tyd. Sover die woord van die enigste en lewende Here. Soos ek genoem het, gaan ons hier kyk na 3 goed en ek het dit daar het vir ons gehighlight in geel: maak disippels, doop en onderhou. As dit kom by die eerste gedeelte, maak disippels, moet ons vra, wat is disippels? Dit is iets wat op ons logo verskyn. Dit is 'n term wat dikwels rondgegooi word, soos discipling of discipleship programs of disipelskapsprogramme. En of dit sleg of goed is dat dit so baie gebruik word, is 'n ander gesprek. Maar oorgebruik van so 'n woord maak 'n woord vaag. So wat is 'n disipel? Van die Latyn hoor ons 2 woorde. Ons hoor discern en discipline. So onderskeiding en dissipline. So met ander woorde, dit sal iemand wees wat onderskeidingsvermoë toepas of aanleer, of dit sal iemand wees wat besig is om reëls of gedrag aan te leer. En daarom kan dit op 'n sekere manier vertaal word as 'n leerling of 'n skoolier. Maar in praktyk is dit eintlik bietjie anders. En die gedagte wat ek het, wat vir my help, is wat ons op Vogtvol van gepraat het as 'n appie. Op die myne het hulle gepraat van 'n appie, of 'n apprentice, of 'n vakleerling. So wat is 'n vakleerling? Dis iemand wat 'n vaardigheid of 'n ambag aanleer by 'n ander mens deur hulle saam met hulle te werk en gedeeltelik ook saam met hulle te leef. So byvoorbeeld as iemand op HTS Droski of by Soltech daar kan swat het hulle 'n sekere hoeveelheid teorie geleer en dan moes hulle eers onder 'n meester gaan werk, onder iemand wat 'n ambagsman is, sodat hulle as te ware 'n disipel kon word van daardie mens. En daarop sien ons dan in die Joodse konteks is daar hierdie konsep van 'n appie of 'n ambagsman, maar dit raak meer spesifiek. So in die Joodse agtergrond was dit primêr in die Ou Testamentiese kerk of die sinagoges, waar al die jong kinders, die eerste 5 boeke, dis Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en dan wat is die laaste een? Deuteronomium, skerp. Beter as laasweek se skepingsverhaal, maar eintlik moes ek dit nie gesê het nie. Eerste 5 boeke gememoriseer het, so hulle moes dit uit hulle koppe uitken. Inteendeel, daar's rabbies en rabbieskole waar hulle gesê het, as hulle 'n mes deur die Torah sit, en dan is ons 'n pergamentrolle, dan het hulle dit so goed gememoriseer dat hulle kan sê wat die letter is wat raak gesteek word op die diepste punt van die bladsy. Man, nie teenstaande. So die kinders het van kleins af hierdie goed geleer en dan sou die rabbi disippels kies. Mense wat agter hom sou aanloop of sy ambag by hom leer. En dit is dan, met ander woorde, die konteks waarin Jesus sê, maak mense my disippels. Dit is mense wat sou leef soos Jesus, sy voorbeeld volg. Mense wat met ander woorde ook in woord, wat ons sê, en daad dit wat ons doen, die geloof aanleer, groei daarin en dit uitleef. Maar hier is 'n ding waarvan ons baie versigtig moet wees. En ons moet let dat met Jesus se hemelvaart is dit nie 'n graduering nie. So dis nie soos 'n diesel mechanic wat nou sy rooi seël gekry het en nou aan sy eie ambags praktyk kan oopmaak en later sy eie appies kry nie. Nie een van ons, of nie een van die disippels nie, en ook nie een van ons, het gegradueer dat ons disippels van ons eie kan kry nie. Die gedagte hierso is dat ons en die apostels moes van ander mense disippels maak van Jesus, nie van ons nie. So nie van my nie van jou nie, van Jesus. Of anders gestel, die doel is nie om mense te kry om agter ons aan te loop of ons te verheerlik nie. Dis om ander te kry om agter Jesus aan te loop, sodat hulle hom kan verheerlik. En dan is die vraag, hoe lyk dit om agter Jesus aan te loop? En die antwoord daarop vind ons in Matteus 16. Wanneer Jesus vir ons sê in vers 24, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. So opgesom beteken dit dat 'n disipel van Jesus is iemand met 'n ware bekering wat berou toon oor hulle sondes, alself oorgee aan Jesus
met ander woorde homself verloon. En daarop is 'n disipel ook iemand wat 'n verbintenis maak, 'n commitment maak dat aan Jesus en dat wat swaarheid trotseer, want dit verheerlik God. Met ander woorde, iemand wat sy kruis opneem. En laastend is dit iemand wat leef en vrug dra soos wat Jesus dit verwag. Of anders gestel, iemand wat hom volg. Hierdie klink soos 'n onmoontlike taak. En dit is vir enige gewone mens onmoontlike taak. En daarom sê Jesus vir ons hierdie woorde. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. En ons gaan in die week wat kom, gaan ons Pinkster vier. En ons gaan die feit vier dat die Heilige Gees gegee is om ons te help om hierdie taak van disipelskap uit te leef. En dan is die vraag, waar begin hierdie proses van disipelskap? En ek maak die stelling hierso, sending begin tuis. Dit begin eerstens by ons kinders en by ons huishoudings. Ons kan maklik hierdie van al die nasies oorbeklemtoon en dink dat dit ons eerste prioriteit moet wees om 'n vliegtuig te klim en iewers in die boondoes in te vaar. Maar ons sit immers in die suiderste punt van Afrika. As 'n nasie wat in kleur, taal en kultuur verskil van die antieke Jode. Daarom, wanneer ons geloof uitleer en aanleer, is ons eintlik besig om hierdie opdrag te vervul. Ons wat hier sit, is 'n getuienis daarvan dat die apostels hulle werk gedoen het om al die nasies disippels van Jesus te maak. En ja, dis vir ons goed om geld te gee vir sending en geld te gee vir ander kerke wat dit nodig het, soos Makassar. Maar soos Paulus dit hier vir ons verduidelik, in 1 Timoteus 3 vers 5, maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? Aan die woorde, die vraag word hier gevra, as ons sending in die wêreld gaan doen, maar ons kan nie eers ons kinders behoorlik groot maak vir die Here nie. Hoe werk dit dan? En die voordeel wat ons hierso het, is dat ons in 'n familiekerk is. En daarom wil ek graag vir julle uitdaging stel, en ek het 'n uitdaging vanoggend ook gestel, en dis nou nie baie kinders in die kerk nie, maar is genoeg, en jy kan Sondag gerus iemand anders kies. Ek wil julle uitdaag. Leer een kind se naam. Groet hom of haar volgende week, as julle weer in die kerk sien, en vra vir hulle belewenis van die preek, of hulle Sondagskoolles. En dan gaan vertel jy vir jou buurvrou of jou buurman, van daardie kind se geloof. Verkieslik die tannie wat dalk langs jou bly en heeldag kla oor iets, deel bietjie iets van hierdie wonderlike vreugde van geloof in 'n kind. Vertel vir hom of haar waarmee jy met daardie kind, waaroor jy met daardie kind oor die Here gepraat het. En 'n paar oomblikke gee van stilte waar ek hierdie vraag vra: wie spesifiek kan jy help om 'n beter disipel van Jesus te word? Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Ja, ek het probeer, as die fout lê aan my kant. Tydens Jesus se troonbesuiging het hy die opdrag gegee
aan sy amptenare om disippels te gaan maak, en hy brei dan uit en hy sê ook die volgende, doop hulle. So in vers 19 brei Jesus hierdie opdrag uit. Hy verduidelik vir sy disippels hoe hulle dit moet gaan doen. En hy sê dan deur hulle te doop. Dis een ding om 'n opdrag soos hierdie te ontvang. Maar 'n ander ding om dit te probeer beoefen of uit te voer as ons nie weet wat dit beteken nie. Want vandag is doop 'n baie gelaaide term. Dis 'n baie spesifieke term. Soos tensy jy praat van 'n chip and dip by 'n braai waarin jy 'n verversing kan doop, het doop 'n baie spesifieke betekenis wat verskil van land tot land en wat verskil van kerk tot kerk. Dis omdat daar baie teologie, konflik en historiese konteks geheg is aan hierdie woord. En ek wil 'n voorbeeld vat om net te verduidelik hoe hierdie woord so spesifiek geraak het, en dit is die voorbeeld van 'n foon. So, meeste van ons het 'n foon. En wanneer ek praat van my foon, verwys ek natuurlik, of jou foon verwys ek hiernatoe. Maar my grootouma het groot geword in Builsteel, naby Pietersburg, en sy was in beheer van die poskantoor. En sy was, as gevolg van die feit dat sy in beheer was van die poskantoor, die enigste een wat 'n telefoon gehad het. En later toe daar skakelborde gekom het, waar jy moet bel en sê ek wil hiernatoe bel en daarnatoe bel, was sy die persoon wat dit hanteer het. En vir haar hele lewe lank, as jy gepraat het van 'n foon, sou dit 'n landlyn of 'n telefoon wees. En vir meeste van ons het ons al in 'n oorgangsfase geleef, waar foon na 'n telefoon of 'n selfoon kon wees. Maar ek sou sê, meeste tieners, is net een wat kan vouch, dalk twee, ek het nou nie ouderdom gevra nie, maar meeste tieners sal glad nie dink aan 'n telefoon, aan 'n foon, hulle sal nie dink aan 'n telefoon as hulle die woord foon hoor nie. Veral as jy nog die een sit wat jy so moes gedraai het, tikke. En soortgelyk met doop, het dit 'n oorspronklike betekenis en dit het half verander oor tyd. En vir verskillende kerke, verskillende plekke het dit 'n verskillende betekenis. So ek wil graag begin by die begin en ek wil vra wat beteken die doop? Die Griekse woord vir doop is baptizo. Jy kan nie Engels aflei baptize, baptizo, en dit beteken om met water te was. So as ek my hande daar na 'n fonteintjie gaan indruk, dan baptizo ek my hande. En ons sien hierdie byvoorbeeld in Markus 7 vers 4, dat die Jode en die Fariseërs hulle self baptizo voordat hulle eet. En wanneer hulle van die markplein afkom, eet hulle nie voordat hulle self gewas het nie. So met ander woorde, en terloops daai gewas is baptizo, ek moet dit ook net duidelik maak. Met ander woorde, hulle het nie gaan bad voordat hulle geëet het nie, hulle het hulle hande gaan was. Dit is die betekenis van was, en ons sien 'n soortgelyke een, 'n reinigheidsritueel, as ek dit so kan stel, sien ons wanneer ons in Lukas 11 lees, die Fariseërs was verbaas om te sien dat Jesus hom nie voor die ete laat was het nie. Met ander woorde, die Fariseërs is ontstel. Jesus het nie sy hande gewas voordat hy geëet het nie. En ons het 'n soortgelyke gebruik, alhoewel dit nie so aan geloof gekoppel is nie. Ons gaan baptizo ons hande in die badkamer, of ons baptizo soms in die aand voordat ons gaan slaap, of in die oggend voordat ons skool toe gaan. En wanneer ons dan, waar ons dan ook hierdie baptizo vind, is wanneer Naaman homself gaan was, in 2 Korintiërs 5 vers 11. So dis 'n melaatse man, Naaman, en hy word gesê, gaan was jouself in die Jordaanrivier. So hy gaan en hy baptizo hom 7 maal in die Jordaanrivier. En soortgelyk, in dieselfde rivier, het Johannes die Doper ook gebaptizo. Hy het mense gedoop, en intendeel het vir Jesus ook gedoop. Hy het vir hom gewas, maar nie met die doop wat ons vandag ken nie, met 'n doop met die oog op bekering. En dan sy vraag, maar wat maak die doop van Johannes anders as ek en jy wat ons hande gaan was? Wat maak dit anders? En Jesus self gee vir ons die antwoord, en hy sê vir ons dat ons moet doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dis waar ek hierdie prentjie kry. So julle sal sien, lekker vanoggend uitgefigure, ek het 'n laser, daar's 'n fisiese was. So daar's hande was voor ete,
Daar's 'n tipe van 'n reiniging en 'n bekering wat kom saam met die Jordaanrivier van Abraham en Johannes die Doper. En dan is daar 'n komponent in die naam van die drie-eenheid. En ons sien hierdie word bevestig in Handelinge 19. In Handelinge 19 vind ons wat ek beskryf as die enigste ongeldige doop wat ons vind in die Nuwe Testament. Die enigste keer waar daar 'n doop was, waar iemand moes herdoop word, wanneer hulle 'n tweede keer gedoop moes word, en dis in Efese. Daar waar die mense wat gedoop is, nie in die naam van Jesus gedoop is nie. Hierdie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is dis wat die Christelike doop bemagtig. Maar hoe kan 'n gesegde of 'n frase dan so groot impak hê? Ek gaan begin deur te sê, in 1 Petrus 3 vers 21 verduidelik Petrus dat die doop, wat die teenbeeld hiervan is, verwys terloops na Noag se vloed, wat die teenbeeld hiervan is, red julle ook nou. Die doop dien nie as 'n verwydering van die vuilheid van die liggaam nie, maar as 'n smeekgebed tot God om 'n skoon gewete, op grond van die opstanding van Jesus Christus. Dit wil sê, dat die doop jou nie fisies skoon was nie. Soos ons 'n babatjie doop of 'n volwassene doop, was dit nie fisies die mens skoon nie, maar dat dit ons red, omdat dit 'n smeekgebed is tot God. Omdat hy ons geestelik skoon was deur die kruisdood van Jesus. En dis 'n vreemde ding om te verstaan, maar Paulus gee ons 'n sleutel hiervoor. Hy sê vir ons in Kolossense 2, in hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Met ander woorde, die doop bind ons aan Jesus se kruisdood en opstanding, maar dit besny ons ook geestelik. En hierdie maak heeltemal sin, want die uitwendige teken van die verbond wat God vir Abraham in Genesis 17 gegee het, soos wat Paulus vir ons in Romeine leer, sê die volgende: is hierdie seën dan net vir die besnedenis of ook vir die onbesnedenis? As ons tog sê Abraham se geloof is vir hom as regverdiging gereken. Met ander woorde, Abraham is nie gered omdat hy besny is nie. Dis nie die fisiese snyding wat hom gered het nie. Dis sy geloof. En die vraag is dan, geloof in wie? Geloof in die drie-enige God wat vergifnis in Christus Jesus vir Abraham beloof het. En in wie ons ook glo, en daarom word ons ook kinders van Abraham genoem. Maar hoe red die besnydenis dan? Want vir die wat geloof het in die drie-enige God, is die fisiese besnydenis van die vooruit 'n teken van geestelike besnydenis van die hart. Of dan soos God dit self beloof, die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, sodat jy die Here jou God met hart en siel sal lief hê, sodat jy kan leef. Ek gaan dit so probeer verduidelik, en hier's 'n kruistabel. In die Ou Testament was daar 'n teken, 'n fisiese ding. Daar was 'n besnydenis van die mans gewees op die ouderdom van 8 dae. En wat was die doel van hierdie teken? Dis nie net 'n daad nie, hy het 'n geestelike betekening gehad. Dis 'n teken van die verbond met God, 'n teken daarvan dat God die harte besny. En dan word hierdie gekoppel, of die doop gekoppel, aan die geestelike besnydenis. Die geestelike besnydenis van die hart, die afsterwe van sonde en die opstanding van die nuwe, soos wat Petrus dit vir ons uitlê. En dan vind ons hierdie nuwe teken, 'n teken van waterdoop. En dan sal julle sien, die bloed is verwyder. Met ander woorde, Jesus het reeds met sy kosbare bloed kom betaal, en daarom dan is daar ook 'n nuwe teken wat oop is, nie net vir mans nie, maar ook vir vrouens. En daarom is Petrus reg.
Daarom is Petrus reg as hy sê dat die doop ons red. Want die fisiese doop is nie net 'n teken dat God ons harte besny en dat hy ons red, soos wat hy Abraham gered het. Deur ons in geloof aan Jesus se kruisdood en opstanding te verbind. En ja, net soos wat nie elke seun wat besny is, uiteindelik gered was in die Ou Testament nie. Is nie elke kind wat gedoop uiteindelik gered nie. En net soos wat God sy volk uitgekies het, sonder dat die 8 dae oue seun ten volle kon verstaan, wys die doop ook dat God sy kinders vandag nog uitkies om deel te wees van sy kerk en disippels te wees, sonder dat ons ooit die diepte daarvan volledig sal verstaan. Daardie doop wat meeste van julle op julle voorkop kan voel, se krag lê nie in jou besluit of jou selfbewustheid daarvan nie, maar in die geloof wat die drie-enige God in jou bewerk. En daarom dan is dit geen verbasing dat disippelskap daarby moet begin nie. Dit beteken dat die doop 'n vervulling is van die besnydenis, die teken van die nuwe verbond sonder bloed, omdat Jesus reeds betaal het. Dit beteken dat die doop die noodwendige begin is van disippelskap. Dit is 'n uitwendige teken van dit wat ons bely gebeur binne ons wanneer ons glo in God en wanneer ons sy disippelskap uitleef. Die besnydenis van die hart deur die Heilige Gees wat lei tot 'n daaglikse afsterwe van die sondige mens en die opstanding van die nuwe mens in ons lewens. En daarom dan ook praat Handelinge van die doop deur die Heilige Gees. Die doop wat die hart besny. Gaan stil staan by hierdie refleksievraag en dit is, hoe kan jy vandag, dit is nou meer vir oggend, maar hoe kan jy môre en die res van die week jou doop meer aktief uitleef? Kom ons raak stil. By Jesus se troonbestuiging gee hy vir sy amptenare die opdrag, maak disippels, doop hulle en dan sê hy, onderhou alles wat ek julle geleer het. En wanneer ons dan stil staan by hierdie onderhou, is dit iets wat ons dikwels tekortskiet. En een van die redes hoekom ons tekortskiet daar, is omdat ons in 'n wêreld leef waar opdragte en gehoorsaamheid amper skandelik is. Die gedagte dat iemand vir my of jou sê wat om te doen, 'n opdrag gee en jy moet dit dood eenvoudig doen, is amper absurd. Jy kan loop by 'n werk, iemand vir jou sê om te doen in die samelewing, kan jy skuif na 'n kerk toe. As jy by 'n karate klub is en jy is ontstel as die ou vir jou sê wat om te doen, dan soek jy net nog een. Maar Jesus sê vir ons duidelik dat ons hom moet gehoorsaam. En hy beamoen hierdie in Johannes 14 vers 15 as hy sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En daarom as ons dan sê dat ons God wil lief hê, met ons hart, siel en verstand moet ons sy opdragte nakom. En dit maak heeltemal sin, want as die doop die teken is van die nuwe verbond, waarin ons harte besny is, dan roep daardie selfde doop ons tot gehoorsaamheid. Jesus as koning wat sy troon inneem, het vir ons opdragte gegee en beveel nou sy disippels, huidig en toekomstig, om dit te onderhou. En hierdie maak natuurlik sin, want ons is onderdane en disippels van die koning, van Jesus. Ons moet hom volg, ons moet by hom leer en dan moet ons ook leef soos hy ons geleer het. Die voorbeeld wat ek hiervan het is die volgende. As ek vandag besluit, van môreoggend 8:00 af is ek die koning van Somerset Wes en ek sê, ek regeer oor die Helderberg kom. Is ek nie regtig koning as ek nie onderdane het nie. En veral nie as iemand nie vir my luister nie. En kom ons gestel, ek oortuig hulle op een of ander manier vanaand om almal 'n petisie te teken en te sê, ek is nou volwaardig koning. Erken julle regtig my
koningskap as julle nie my opdragte uithou nie. Nee, die daad van die onderdane, die gehoorsaaming van die onderdane, is die ding wat die koningskap beaam. En soortgelyk as ons bely, hy het opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, en ons bely daardeur dat Jesus koning is, dan moet sy gebooie onderhou. En wanneer ons dit doen, dan bely ons ook met woord en met daad, dat Jesus die verbond en beloftes van die Ou Testament kom vervul het. Want soos die verbond deur middel van die besnydenis dan ook vir ons sê, in Deuteronomium 19, daar is 'n oproep tot gehoorsaamheid, daar's seën en vervloeking op grond van jou gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. Moses verduidelik dit vir ons in Deuteronomium 29 soos volg. Julle staan vandag almal in die teenwoordigheid van die Here julle God. Julle hoofde, julle stamhoofde, julle oudstes en julle opsieners, elke Israeliet, julle kinders, julle vroue en al die vreemdelinge wat in jou kamp is. Van hulle wat vir jou hout kap tot hulle wat vir jou water uit die put optrek. Om toe te tree tot die verbond van die Here jou God, wat die Here jou God vandag met jou gaan sluit, en ook die vervloeking daaraan verbonde, sodat hy jou vandag as sy volk kan vestig, en hy vir jou 'n God kan wees soos hy beloof het, en soos hy dit met 'n eed beloof het aan sy voorvaders Abraham, Isak en Jakob. Dit is nie julle alleen wat ek aan hierdie verbond en hierdie vervloeking bind nie. Nee, dis elkeen wat vandag hier saam is in die teenwoordigheid, saam met ons in die teenwoordigheid van God staan, sowel as die wat nie vandag hier saam met ons is nie. En dit is dan juis hoekom ons elke Sondag kerk toe kom. Ons kom saam as gemeenskap van gelowiges in die alomteenwoordigheid van God. En ons tree toe tot sy verbond. Ons onderwerp onsself daarin deur die doop, sodat ons die genade van God se beloftes mag ervaar wanneer ons gehoorsaam is. En daarop verbind ons onsself aan die vervloeking wat sal kom as ons ongehoorsaam is, met die hoop dat dit ons terug sal bring na die Here. En in ooreenstemming met hierdie opdrag in Deuteronomium, leer ons kinders en die vreemdelinge van hierdie verbond wat ons met God gesluit het. Ons maak elkeen van 0-jariges tot selfs 105-jariges. Ek het gaan kyk, daar is iemand in die gemeente met daai ouderdom, in die gemeente, disippels van Jesus, en ons leer hulle om alles te onderhou wat Jesus ons in sy woord geleer het. Daardeur volg ons hom as ware disippels en dien ons die koning as gehoorsame onderdane. Ons word lewende stene, soos Sam ook vir ons 2 weke terug gesê het, in die liggaam van Christus, wat daagliks sy koninkryk bou en weekliks deelneem aan sy kerk. 'n oomblik gee net van refleksie vir die vraag, hoe help jou gehoorsaamheid aan Jesus om sy koninkryk uit te bou? In 'n woorde, hoe help jou gehoorsaamheid aan Jesus om sy koninkryk uit te bou? Kom ons raak stil. Vandag het ons gekyk na Jesus se hemelvaart as sy troonbestuiging in die lig van Matteus 28 vers 16 tot 20. Ons het eerstens gesien dat ons disippels van Jesus is, want ons is leerlinge of appies wat ander moet lei om ook deur Jesus geleer te word. Hierdie begin by ons kinders en huishoudings en spoel oor tot ons gemeente en ons gemeenskap. Tweedens het ons geleer dat dit plaasvind deur die doop, wat as teken van die nuwe verbond
ons in die geloof bind aan Jesus se kruisdood en opstanding. Daarom moet ons daagliks die ou mens afsterf en vernuwe word, soos die doop beloof. Laastens het ons gesê dat ons as disippels alles moet onderhou wat hy ons geleer het, want hy is koning en die volmaakte leermeester. En nou vir die begeleidingsgroep vra om vorentoe te kom, dan gaan ons die Pinksterlied ook sing, ons bring aanbidding. En daarna sal ons ook 'n slotlied sing. Ek mis ek moet bid. Gaan sing, dan sal ek bid en dan sal ons ook die slotlied sing.
Kom ons buig ons hoofde. Here, ons bring aan U al die eer. U wat die koning is, wat hierdie dag wat ons gedenk het, ook die troon bestyg het. Ons wil ons lewens kom neerlê voor U. Ons wil self verbind as disippels en ons wil ons gedoopbelofte kom uitlê. Ons wil alles onderhou wat U vir ons gegee het en daarom wanneer ons ook vanaand uitgaan, ons vra vir die seën, vra dat die Heilige Gees ook in ons sal werk, dat ons kan leef soos wat U die koning van ons verwag. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Ons gaan nou ook staan vir ons slotlied. U stel ons aan, ons is verkies. U gee ons U gees, laat U gees oor ons elkeen kom. Maak U wil deur ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken. Laat U ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan leef as sy disippels. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees tot in alle ewigheid. Amen. met alle vreugde
Ons bring aanbidding, Heer, aan U alleen. U is so hoog verheven, ons bring ons lewens, ons buig voor U alleen. U is so waardig, Heere, ons lewens Heer. Daar's net een wat heilig is, die almagtige, die groot Ek is. Saam sing ons waardig is die naam. Jesus, U die naam bo elke naam. Ons bring aanbidding, Heer, aan U alleen. U is so hoog verheven, ons bring ons lewens, ons buig voor U alleen. U is so waardig, Heere, ons lewens Heer. Want dis U wat oorwin het, dis U wat hier kom, ons help en